Hallo daar en baie welkom. Vandag gaan ons oor iets praat wat dalk 'n bietjie wel vervelig klink, 'n sakeplan. Maar glo my, hierdie is nie net papierwerk nie. Dis die bloubruk, dis die argitek se plan vir jou hele boerderydroom. So, kom ons spring sommer dadelik weg. So, jy stel nou in matriek, jy het hierdie groot droom van jou eie plaas, jy kan dit al sien, maar daai eerste tree, dit voel massief, amper oorweldigend. Wel, weet jy wat daai eerste, allerbelangrikste tree is? Dis om 'n plan te maak, en dis presies wat ons vandag saam gaan doen. Goed, so wat presies is 'n sakeplan? Dink daaraan so. Dis jou padkaart. Dis so eenvoudig soos dit. Dis die een plek waar jy jou briljante idee vat en dit organiseer. Jy skryf presies neer wat jy gaan doen, stap vir stap, om van 'n droom na 'n regte, suksesvolle boerdery te beweeg. Om dit nog makliker te maak, jou hele plan kook eintlik af na net 4 goue vrae. Nommer 1. Wat presies wil jy doen? Nommer 2. Hoe gaan jy dit regkry? Nommer 3. Met watter goed gaan jy werk? En laastens, wanneer gaan elke deel gebeur? As jy hierdie 4 kan antwoord, is die swaarste werk klaar. Maar nou ja, hoekom al die moeite? Hoekom kan 'n mens nie maar net inspring en begin boer nie? Wel, daar's 'n ongelooflike krag in beplanning. Kom ons kyk gou hoekom hierdie blouprint so belangrik is. Kyk 'n bietjie hierna. Dis soos dag en nag. Met 'n plan het jy rigting, jy weet waarheen jy op pad is. Die banke en beleggers, hulle wil hierdie plan sien voor hulle jou enige geld leen. Jy bestuur jou plaas doeltreffend en jy kan selfs vooruitplan vir dinge wat dalk kan skeefloop. En sonder 'n plan, dis pure raaiwerk. Dis chaos. Jy mors jou tyd en jou geld en die kans dat jou droom gaan misluk is soveel hoër. Die keuse is redelik duidelik, né? OK, ek hoor jou, jy's oortuig. 'n Plan is die pad vorentoe. Maar waar op aarde begin 'n mens? Moenie worry nie. Kom ons bou hierdie bloudruk nou saam, stuk vir stuk. Dit is baie makliker as wat jy dink. Hier is die basiese boublokke. Eers 'n netjiese titelblad, laat dit professioneel lyk. Dan die uitvoerende opsomming. Ons kom nou terug na die een, dis superbelangrik. Jou visie en missie is jou hoekom. Hoekom doen jy hierdie? Jou smart doelwitte, dit is nou waar jou drome prakties word. En dan 'n SWOT-ontleding, sodat jy presies weet waar jy in die mark staan. Goed, luister nou mooi. Hier is die groot geheim van 'n goeie sakeplan. Daai uitvoerende opsomming, al skryf jy hom heel laaste, is dit die heel eerste ding wat enige iemand lees. Dis jou een skoot. Dit moet jou hele briljante plan in 1 of 2 bladsye opsom. As hierdie deel nie hulle aandag gryp nie, gaan hulle waarskynlik nooit die res van jou harde werk eers lees nie. So, daai SWOT-ontleding, wat beteken dit? Dis eintlik net 'n slim manier om na jou besigheid te kyk. Sterkpunte en swakpunte is intern. Dis die goed wat jy self kan beheer. Sê nou maar jy weet alles van russies af, dis 'n sterkpunt. Maar jy het nie baie geld om te begin nie, dis 'n swakpunt. Geleenthede en bedreigings is ekstern, dis buite jou beheer. Mense wil skielik meer organiese produkte koop, dis 'n geleentheid. Maar 'n onverwagse droogte, dis 'n bedreiging. Hierdie tabelletjie gee jou 'n vinnige, eerlike prentjie van waar jy staan. Goed, ons het die raamwerk. Nou het ons die boustene nodig. Dis jou hulpbronne. Dis die mense, die geld, die grond, die gereedskap wat jy gaan gebruik om hierdie plaas 'n werklikheid te maak. So, kom ons maak gou daai gereedskapskis oop en kyk wat jy het. Jou hulpbronne is basies in 4 groepe. Nommer 1, die mense. Wie's op jou span? Watter vaardighede het jy? Nommer 2, die geld. Wat in trekkers, implemente of spaargeld het jy reeds? Nommer 3, natuurlike hulpbronne. Die grond, die water, absoluut kritiek. En laastens, die infrastruktuur. Is daar 'n pad na jou plaas? Is daar elektrisiteit? Wees doodeerlik met jouself oor wat jy het en wat jy kort. En 'n baie belangrike besluit wat hiermee saamgaan, is jou eienaarskapsstruktuur. Gaan jy dit alleen aanpak, as 'n eenmanssaak? Gaan jy saam met 'n vriend in 'n vennootskap? Of stig jy 'n formele maatskappy? Elkeen werk anders, as dit by belasting en risiko kom. So dink mooi hieroor. Maar al hierdie losstukke, die mense, die geld, die struktuur, moet deur een enkele praktiese plan bymekaar getrek word. En daardie plan is jou produksieplan. Dis waar die teorie die grond tref. Dis jou plaas se dag-tot-dag resepteboek. Dit sê presies, op hierdie dag plant ons, op daardie dag oes ons. As jy met vee boer, is dit jou voerprogram en jou teelprogram. Dis die praktiese, hande in die grond deel van jou hele bloudruk. Fantasties. So, jy het nou die beste tomaties in die hele distrik, perfek geproduseer volgens jou plan. So wat?
As niemand dit koop nie, het jy net 'n baie mooi, baie duur tuin. Die volgende stap is seker die belangrikste van almal. Wie gaan vir hierdie produk betaal? En dit alles begin met marknavorsing. Moenie dat die groot woord jou afskrik nie. Dit beteken eenvoudig, doen jou huiswerk. Gaan vind uit wie jou kliënte is. Loer 'n bietjie wat jou kompetisie doen en verstaan hoe jou bedryf werk. Dis die verskil tussen slim besluite neem en sommer net wild raai. En uit daai huiswerk kom jou bemarkingsplan en daai plan moet hierdie 5 vrae klokhelder antwoord. Wie presies is jou kliënt? Wat maak jou produk anders of beter as die res? Wie is jou kompetisie? Hoe kry jy jou produk van die plaas tot by die kliënt? En die groot een, wat gaan jy vra vir jou produk? En as jy aan kompetisie dink, onthou daar's 2 soorte. Direkte kompetisie is maklik. Dis die ander boer wat presies dieselfde tomaties as jy by die mark verkoop. Indirekte kompetisie is bietjie moeiliker. Dis die ou wat gebottelde tomatiesous verkoop. Dis 'n ander produk, maar dit vervul dieselfde behoefte. Jy moet van albei bewus wees. OK, ons het 'n plan, ons het die hulpbronne en ons het 'n mark. Die heel laaste, kritiese stuk van hierdie legkaart is om seker te maak die syfers klop. En dit bring ons by die begroting. Wat is 'n begroting? Dis eintlik net 'n storie wat jy vir jou geld vertel oor waarheen dit moet gaan. Kyk na hierdie prentjie. 'n Begroting is soos om 'n koek te sny. Dit wys jou presies waarheen elke sent gaan. 'n Stuk van die koek gaan vir aanvangskoste. Die grootste stuk gaan vir daaglikse bedryfsuitgawes soos saad en diesel. Jy moet 'n stukkie sny vir bemarking, 'n klein stukkie vir daai oeps oomblikke en dan hopelik is die laaste lekker stuk jou wins. Jou begroting vorm die basis vir hierdie 4 superbelangrike dokumente. Dink aan jou kontantvloeistaat as jou plaas se bankbalans. Wys dit of jy die rekeninge kan betaal. Die inkomstestaat is jou rapportkaart. Aan die einde van die jaar het jy wins gemaak. Die balansstaat is 'n foto van jou plaas se waarde. En die gelykbreekontleding, dis jou towergetal. Dis presies hoeveel jy moet verkoop, net om kiet te speel. En hier is dalk die belangrikste raad van die hele dag. 'n Sakeplan is nie 'n skoolprojek wat jy aanhandig en vergeet nie. Dis 'n lewende dokument. Soos jou plaas groei, soos die mark verander, soos jy nuwe dinge leer, moet jy teruggaan na jou blueprint en dit aanpas. Dit bly altyd jou gids. So, kom ons sluit af hiermee. Jou idee vir 'n plaas, dis 'n saadjie, dis vol potensiaal. Maar 'n saadjie kan nie op 'n klip groei nie. Jou sakeplan. Dis die ryk, vrugbare, voorbereide grond wat daardie saadjie alles gee wat dit nodig het om te ontkiem, wortel te skiet en uiteindelik 'n massiewe oes te lewer. So die vraag is jy gereed om daai grond te begin voorberei?